Goeiedag, baie welkom. Ons skrifgedeelte vir vandag is uit Lukas 24, vanaf vers 49. Kom ons lees saam. En ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur, maar julle moet in die stad bly, totdat julle met krag van bo toegerus is. Daarna het hy hulle uit die stad uitgelei tot by Betanië. Daar het hy sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl hy hulle geseën, het hy van hulle al weggegaan en is in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. Daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en God geprys. Wat hoor jy as jy hoor nog nie? Nee, wag, nog nie. Hoeveel nog nie voorbeelde het jy al in jou lewe gesien? Beleef, miskien is daar nou sulke oomblikke. My kinders se grootste frustrasie is wanneer hulle hoor nee, nog nie. Hulle wil net nou, dis nou. Ons lewe in 'n wêreld waar ons dit nou soek. Jy of iemand naby jou wag vir resultate oor 'n siekte. Jy hoor daar's 'n moontlikheid dat dit vandag kan gebeur, maar dit gebeur nie. Dit is nog nie hier nie. En daai afwagting maak ons mal, as ons daai woorde kan gebruik. Ek wil hoor van daardie werk. Het jy die gesprek gehad, maar dit is nou stil, en jy weet nie, moet jy probeer dit verspoedig of net wag nie. Miskien vra iemand jou, gaan dit al beter in daardie verhouding? Wel, ons sien nou iemand, maar nee, nog nie. Het dit al vir jou deurgekom? Nee, nog nie. Dis die harde nee, wat ons in ons lewens baie keer kry. Dis daai harde nee, want is ook nie 'n ja nie. Dis die spanning tussen wat was en wat dalk kom. Dis die stem van onsekerheid, van uitgestelde hoop. Dis die plek waar jy geloof dalk die meeste vrae vra en die minste antwoorde hoor. In elkeen van ons se lewe, in ons lewens, is daar die tye van nog nie. Tussen belofte en vervulling, tussen gebed en antwoord, tussen verlies en herstel. Tussen die kruis, baie keer ons eie kruis, tussen die kruis en die opstanding. En hierdie tussenin tye voel soms soos woestyne of gange sonder vensters. Baie keer kan dit soos die einde voel. Ons vra, is dit nou? Of is dit nou dit? Maar is juist daar waar God besig is om ons te vorm. Ons ontdek dat hierdie tydperke dikwels die heiligste grond van ons geestelike reis is. 'n Plek waar God ons stadig, diep en saggies voorberei vir dit wat kom. En so moeilik en onvoorspelbaar hierdie tye ook al mag wees, word ons genooi om in hierdie ritme te rus. Nie net om te oorleef nie, maar om geestelik wakker te bly vir dit wat God nou juis in ons lewens wil doen. Vir die disippels is dit nou hierdie nog nie tyd. Jesus was dood, nou is hy terug, maar hy is weer op pad. En dan sien hulle Jesus die wolke ingaan met 'n belofte dat hy die Gees gaan uitstort. Maar nog nie. Hulle moet gaan wag. Die woorde in hierdie teksgedeelte is bly in Jerusalem. En hulle het elke dag by die tempel gebly. En nog nie is nie niks nie. Iemand het eendag gesê, dis heilige grond. Ons is geneig om die tussenin tye as verlore tyd te sien. Maar God nooi ons juist daar, in die ongemak, in die onsekerheid, om stil te word en te luister. Iemand het eendag gesê, God do the deepest work in us, in the spaces we try most to escape. God se werk is nie altyd sigbaar nie. Dit is stadig. En kan ons vir mekaar sê, dis onmeetbaar. Maar is daar.
Dis werklik. Dis waar. En ja, dit voel dalk soos 'n gang sonder vensters. Daar's geen lig, geen uitsig, net wag. Maar daar's nie niks nie. Die geestelike lewe speel nie net af in die plek oomblikke of in die piek oomblikke van ons lewens nie. Nie net in die hoë toppe van die berge nie, maar in die stil alledaagse wagtyd, soms in die valleie waar niks lyk, waar daar niks gebeur of dit lyk nie as enigiets gebeur nie. En hierdie wagtye is nie leeg nie. God is daar, al voel dit nie so nie. So miskien, vra jouself, wat is God moontlik besig om stadig in my te vorm, in jou te vorm? En watter nuwe hartsgewoontes roep hy jou nou, in die nog nie, om te ontdek? Dalk 'n toepassing. Bid die eenvoudige gebed. Miskien kan ek dit saam met jou bid. Net die woorde, Here, leer my om U raak te sien in die stiltes. Here, leer my om U raak te sien in die stiltes. Miskien kan jy iets daarvan neerskryf. Elke ding iets wat jy voor dankbaar is, net neer te skryf. En te sê, Here, leer my om U raak te sien in die stiltes. Ook dit wat na my toe kom as geskenke, raak te sien in die stiltes. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie dat U oral is, in elke aspek van ons lewe is. Dat U alomteenwoordig is, ook in die tye waar dit nie so voel nie, waar dit leeg is, waar dit stil is, waar dit wagtend is. Dankie dat U hier is, dankie dat U met ons is, dankie dat U ons nooit sal los nie. En ons bid ook dat U vir ons krag sal gee, en moed sal gee vir hierdie tussenin tye. In Jesus naam. Amen.